kerk in Korinthe, waar gawes misbruik is, mense het die gawes misbruik, soos tale en profesie, mense het mekaar hof toegesleep, die Korinthe, geen respek gehad vir ander mense nie, hulle het mekaar verdrink tydens die nagmaal, ander mense se brood geëet, sonder om daarin te kom, ander het dronk geword tydens die nagmaal. Dis die agtergrond van die kerk in Korinthe. Daar's baie ander, nog 6 ander dinge wat hulle verkeerd gedoen het. Nou skryf Paulus hulle, dit is die liefde. Kom ek dit laat lees het, in die teenpool hiervan is die gemeente in Filippense. En Filippense was 'n voorbeeldige kerk, nie soos die kerk in Korinthe nie. Daarom ook die fokus, die liefde, oortref alles. Nou, ek is bevoorreg om my skoonmoeder by my te hê, en ek weet baie mense hou nie van hulle skoonmoeders nie. Ek weet nie wie van julle het skoonmoeders nie. My skoonmaat eendag gesê, sy was sterk, maar my skat, het 'n sterk gevoel om 'n bordjie te koop op 'n fooienmark wat sê, agter elke suksesvolle skoonseun staan 'n verbaasde moeder, 'n skoonmoeder. In elk geval, ons praat ook nie daarvan nie, kan ek ook onthou, in Selfdale was daar ook 'n winkel wat fotostate maak en portrette, en jy kan rame daar koop, verskeie rame by hulle gaan koop, en baie verskillende dingetjies gedoen het, vir jou. Nou het iets interessant op die gehad, waar die fotostaatmasjien en goed is wat daar gesê, we can shoot your mother-in-law. We can shoot your mother-in-law. We can frame your sister-in-law and hang your brother-in-law. So hulle doen al die dinge, is hulle bereid om te doen binne in hierdie winkel. En hopelik is dit nie die gesindheid van mense, veral in hierdie tyd wat ons Moedersdag het teenoor mekaar, teenoor ons skoonmaans en ons moeders, wat ons lief het en ons groot gemaak het, en die Here, ons moeders wat ons aan die bors gehou het, en party groot mans is nog steeds aan hulle moeders se bors, so as jy kan nooit daarvan wegkom nie. Maar ons kyk na 'n gepaste brief wat Paulus skryf, pas baie en sluit goed aan by Moedersdag, want ons het gesê Filippense, as ons kyk na Filippense, en ons gaan gou die eerste 11 verse lees, wat eintlik 'n konteks vorm, maar ons gaan nie al die verse kan deurgaan nie, daar's nie die tyd daarvoor nie. Maar Paulus begin hierdie brief aan die Filippense wat hy sê, Paulus en Timoteus, diensknegte, nie apostels nie, diensknegte van Christus Jesus aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, en ook die opsieners, aan die ouderlinge en diakens. Standaard goed genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Dan begin hy die dankgebed wat sê, ek dank my God elke keer wanneer ek aan julle dink, telkens wanneer ek vir julle almal bid, en hy wanneer dink, bid hy vir hulle, doen ek dit met blydskap. Hoekom oor julle deelname aan die evangelie van die eerste dag af tot nou, oortuig daarvan dat hy wat 'n goeie werk onder julle begin het, dit sal voltooi of voleindig sê van die vertaling, tot op die dag van Christus Jesus. Dit is immer vir my reg om so oor julle almal te dink, omdat ek julle in my hart hou. Wat my gevangenskap sowel as die verdediging en bevestiging van die evangelie betref, deel julle almal saam met my in die genade. Want God is my getuie hoe ek met die innige toegeneentheid, vorige predikant van my gesê het, en was 'n Engelsman, die tederheid, toegeneentheid van Christus, ook na julle almal verlang. Ek bid juist dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling om die dinge wat saak maak te kan onderskei. Die doel hiervan is dat julle op die dag van Christus innerlik suiwer en onberispelik sal wees, vervul met die vrug van geregtigheid wat ons deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God ontvang. Vader, dankie vir hierdie pragtige brief.
lei ons gedagtes deur die Heilige Gees. Skryf u insettinge op ons hart om u te verstaan. Here, net soos daar 'n diep verhouding was tussen Paulus en Timoteus in hierdie gemeente, dat ons ook uit hulle sal leer, want dit is na alles die Gees wat hierdie brief gedryf het. Ons dank U daarvoor, dat ons dit vandag kan lees, en dit kan, Here, exposeer, verduidelik, sodat ons ook, Here, waardig gevind mag word, as mense wat verander is tot die verheerliking van God, die Vader. Amen. Weereens, die besonderse brief, besonderse gemeente, 'n besonderse apostel. Hy is nie net sommer 'n apostel, hy was 'n redelike goeie apostel, want hy is nie met 13 van die 27 boeke vir ons skryf. En mense is deesdae nie baie lief vir Paulus se boeke nie, want Paulus is te veroordeling. Maar Filippi staan uit soos 'n seervinger tussen al die briewe wat geskryf is, glo my. En ek hou van die idee, want baie mense weet nie waar kom die idee, iets staan soos 'n seervinger uit nie. So ek al van tevore gesê, en ek weet as ons moet portrette hang, staal geframe, Hugh het vir ons my kamerit portret geframe, die ding is geframe, hy moet gehang word, maar ek gaan vanmiddag gaan slaan 'n spyker daarin, en ek spyker mis my, of my hamer mis die spyker en my val hier op my middelvinger, dan sal ek weet hoe staan 'n vinger uit, want hy sal so rooi en blou word, en hy sal begin klop. Nou hierdie gemeente staan uit, tussen al die briewe, glo my, baie mense mag verskil, hierdie is die mees hartlike brief, en die mooiste brief van al die 13 briewe van Paulus. Nie net omdat dit 'n tronkbrief is, hy dit in die gevangenskap geskryf het nie, maar weens die hartlike, meelewende, liefdevolle trant wat Paulus met die mense praat. Jy weet dan, daar's baie gemeentes, en ons kyk in Openbaring 2 en 3, vind ons 7 gemeentes in die laaste tyd, maar dit is simbolies van hoe gemeentes in die laaste tyd sal wees ook. Daar's net tussen die 7 gemeentes, 2 gemeentes, ons weet is Philadelphia en Smyrna, was die enigste gemeentes in Openbaring wat die Here nie teregwys nie, wat hy niks verkeerd oor hulle sê nie. En dan vir hulle sê, hulle sal ly vir 'n kort tyd. Maar hy moedig hulle aan, en Paulus gebruik hierdie brief ook om die Filippense aan te moedig, om te volhard, soos wat hy einde van sê, well done, keep on doing it. Julle doen goed, hou aan om dit so te doen. Ongelukkig, in daardie tyd was daar soveel gemeentes, as het uit Korinthe gelees, daar was Kolossense en Galasiërs, jy weet, ons het deur Galasiërs gegaan, en Paulus het hulle regtig na, so Lena sê, took them to the woodshed, en hulle goed geslaan, oor hulle terugval na die, om hulle te laat besny, en dat hy sê, dwaase Galasiërs, wie het vir julle, hoor Paulus se trant, hy begin die brief ook met Paulus, 'n apostel van Jesus Christus. Hier begin hy nie met Paulus, 'n apostel, maar Paulus se diensknegt. Ek en Timoteus is diensknegte. Hoek wat hy inval, wat baie liefdevol is, en meelewend is aan hulle. Ons moet onthou wat Jesus gesê het in Johannes 13 vers 35, want ons praat baie van disipelskap, en hoe bereik mens mense, en met mense bereik met die evangelie. Wat sê Jesus, hoe bou hy sy kerk? Johannes 13 vers 35, julle behoort dit almal te ken ook, want hier sê Johannes, hy is ook toevallig Johannes die apostel van liefde, so sal mense weet dat julle my disippels is, deur julle liefde een vir die ander. Jesus bou sy kerk op liefde, een vir die ander, en so sal mense, mense sal weet, julle is my disippels, as julle lering swaar is, julle teologie korrek is, en mense sal weet, as julle al hierdie planne en programme in julle kerk het, en hy sê, nee, mense sal weet, julle is my volgelinge, deur julle liefde vir mekaar. Mense sal kyk na julle, en hulle sal die liefde van Christus sien, 'n tasbare liefde, en ek hou van die woord, atmosfeer wat so dik is, jy kan dit met 'n mes sny. Hierdie liefde binne in die Filippense is so dik van liefde, dat mense uiteindelik kan simbolies sny. En dit is dieselfde apostel Paulus wat in Galasiërs 6 vers 2 met die
Galasiërs praat en sê, dra mekaar se laste en vervul so 'n manier dra julle mekaar se laste dat julle die wet van Christus vervul. Daarom het Paulus hier ook gebruik, Paulus en Timoteus, want wie is by hom as hy skryf? Of Timoteus het hom geskryf in die tronk, ons weet nie, maar Timoteus is wel bekend. En ons weet waar Timoteus vandaan kom, as ons kyk na Handelinge 16 vers 1, waar dit ook die agtergrond skets van die planting van die kerk in Filippense, want Paulus vertel hoe hy vir Timoteus gekry het, Handelinge 16, en baie sê, hy skryf aan 'n jong man, dis nie te sê, Timoteus was baie jong, of hy 18 of 19 was nie, dit praat, hy was relatief jonger as Paulus, want sê Handelinge 16, Paulus het na Derbe gegaan en toe na Lystra, waar daar 'n disipel was met die naam Timoteus. So hy was al reeds 'n disipel, Timoteus jongman reeds 'n disipel, en hy vind hom daar. Hy was die seun van 'n gelowige Joodse vrou, so sy ma was 'n Jood, en hy het 'n Griekse pa gehad. Hy was iemand oor wie die broers en die susters in Lystra en Iconium goeie getuienis gelewer het. Daarom het Paulus Timoteus saam op reis geneem en het hom laat besny ter wille van die Jode wat in daardie streke gewoon het. Baie besonderse jong man wat besny word, wat betroubaar is, wat Paulus dan ook op sy tweede sendingreis saam met hom neem, want hy weet Timoteus, al is hy jonk, hy ken die evangelie. Paulus het Timoteus gesien as sy kind in die geloof, en hy het hom alles toevertrou wat hy self gedoen het, want het was nie nodig vir hom om eers te leer nie, want hy was klaar 'n disipel gewees, hy was 'n besonderse jong man, en hy was ook goed bekend aan die gemeente, as jy kyk na Filippense 2, vers 19 tot 24, waarom Timoteus by hom was, hy sê, Filippense 2 vers 19, sê Paulus, ek hoop in die Here Jesus om Timoteus gou na julle te stuur, sodat ek ook bemoedig kan word. So dit gaan vir my 'n bemoediging wees om Timoteus na julle te stuur. Ek is in die tronk, maar as ek hom na julle stuur, ek gaan rustig wees, want dis Timoteus wat daar is. Omdat ek julle omstandighede ken, dan sê hy, want ek het niemand anders met dieselfde gesindheid as myne, wat hom opreg oor julle omstandighede sal bekommer. Net Timoteus sal hom opreg oor julle omstandighede bekommer. Ons weet in Hebreërs 13, die laaste hoofstuk, Paulus waarskynlik geskryf het, sê, ek hoop om julle binnekort te sien saam met Timoteus, want julle het gehoor Timoteus uit die tronk uit. So Timoteus was ook in die tronk gewees, maar Timoteus is 'n betroubare, opregte evangelis, en 'n sendeling wat saam met Paulus gegaan het, en betroubaar, en as ons 'n applikasie moet doen in elke deel van die skrif, kan ons hierdie toepassing doen, in watter mate kan die Here ons werklik gebruik as evangeliste of disipels, wat ons disipels moet maak, behalwe as ons betroubaar is, loyal, getrou aan die evangelie, getrou aan Paulus, getrou bo alles aan die Here Jesus Christus was hy gewees. Maar net vers 2, Paulus ag hom en Timoteus nie hoër as die kerk in die Filippense nie. Want sien wat hoe die volgorde wat hy die mense groet, dit is ook belangrik, aan die weermag en die polisie is dit altyd oor protokol. Jy groet eerste, jy sê all protocol observed. Jy sit daar selfs as 'n kapelaan, en daar sit mense wat generaals is, en ministers, dan sê altyd all protocol observed. Ek gee erkenning aan die mense met die hoë range hier voor ons. Paulus doen dieselfde, maar wie groet hy eerste? Aan die heiliges. En dan volg hy eers op met die ouderlinge en diakens. So Paulus sê, ek groet julle as Filippense gemeente eerste, ja, dan groet ek ook die ouderlinge en die diakens daarbey. So as 'n agtergedagte. Want die heiliges erken Paulus, en ons ook erken, want ons sien in baie kerke, jy die hoë manne daarbo, ouderlinge en die leraars en die wat ook al, en dan kry jy die
in die ander kerke sit hulle in die ring sitplekke, hulle word onderskei en dan kry jy die arme gewone lidmate. In die kerk van die Here is dit andersom. Want jou leraar en jou leier, ouderling, opsiener is 'n dienaar. Hy is die een wat die voete was. Hy is die een wat sorg. Hy is die een wat tweede kom. Want hy kyk eers na die heiliges. Paulus herken hulle in hierdie woord hagios, heilig te wees, kom eintlik oorspronklik van 'n woord uit 'n oorspronklike woord wat kom van hagos. Hagos beteken eintlik in Engels awful. Afskuwelik, maar dit word oorvertaal by eintlik om te teken geagte heiliges. Ek groet julle eerste, ek sien julle, ek salueer julle eerste as heiliges wat geroep is. Julle is besonder want julle is geroep deur Christus. En omdat julle geroep is deur Christus, erken ek, Paulus, julle as hulle wat heilig. Julle is nie sommer net gewone mense, julle is geroep. Julle is heiliges voor Christus. Groet julle. Afgesonder, toegewy aan God. Mense wat die genade en vrede, wat hy dan ook sê, genade en vrede van julle, van God ons Vader en Here Jesus, wat 'n standaard groete was in daai tyd. Paulus het meeste van sy briewe en selfs Petrus en Judas gebruik hierdie groet, genade en vrede vir julle. Want dit is 'n belangrike woord, vrede, in Filippense 4 vers 6, wat ek vir al die dames probeer leer en al die mans probeer leer en myself probeer leer om te onthou, want wat sê Paulus in Filippense 4 vers 6 oor vrede? Hy sê, wees oor niks besorg nie. Ander vertalings sê, wees oor niks angstig nie. Be anxious for nothing. Dis amper 'n imperatief, opdrag. Wees oor niks besorg, beangs, gestres nie, maar wat, sê Paulus vir hulle, laat al julle begeertes aan God bekend word deur gebed en smeking en danksegging. En dan wat? En dan sal die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Dan sal daardie vrede, wat ek sê, vrede en genade van God, sal daardie vrede julle hart en julle verstand, dieselfde idee, wat alle begrip oortref, julle harte en gedagtes bewaar. Die vrede van God. Behalwe vir die sleutelwoord wat baie in die hooftema blydskap, 16 keer vreugde, blydskap, is een van die kragtigste woorde aan die Filippense vrede. Vrede vir julle. Laat God se vrede. Want wat gebeur in hierdie brief? Is Paulus hoogs ontsteld? In die brief? Nee, hy is nie baie ontsteld. Is die Filippense hoogs ontsteld? Is dit verkeerd dat hulle hoogs ontsteld is? Nee, hulle is beangst vir Paulus, want hulle weet, Paulus gaan waarskynlik baie lank in die tronk bly, sy nie gaan sterf in die tronk nie. So hele lewe soos hierdie, kry hierdie prentjie van by die see, jy vat jou kinders, prinses enige see toe, en sy bou die pragtigste kasteeltjie, en dan te naby die water, dan sien jy net, hier kom die water nader. Die ontsteltenis kom nader. Dit kom nader. En ewe skielik stroom daai een golf bo oor alles en dit verplet alles val plat. Dit sal definitief die kind se vrede wegneem. Ontsteltenis wat hulle het vir Paulus. Daarom sê hy vir hulle, wees vredevol, genade en vrede. Min mense besef die tyd, en dit is baie belangrik as mense 'n brief interpreteer om te gaan kyk aan watter tyd is dit geskryf. Ons weet dit is geskryf om by, dit moes tussen 58 tot 61. Afhangende was hy in Efese, in huisarrest, was hy in Caesarea, in arrest, of was hy in Rome, wat baie sê hy was in Rome. Ons het gesê die haglike toestande van die tronke in Rome, kom maar net 'n engel wat die net ingekom het ons om my. Maar Paulus is in arrest. Hierdie kerk is geweldig ontsteld oor wat gebeur. En net soos Paulus en Timoteus en Dr. Lukas wat vir ons Handelinge skryf, was hulle wel ingelig oor die aktuele sake. Wat is aktuele sake?
sake van die dag, nee. Hulle is bewus van die nuus. Hulle weet wie is, soos ons weet vandag, en sy mens volksrydspolitiek het, baie mense weet nie eens wie is die president van Suid-Afrika nie. Dis volksrydspolitiek. Geen nie om wat gebeur in politiek nie, ons weet nie van die EFF nie, ons weet nie van dit, ons weet van niks wat in die land. Nie, ons weet almal, want ons almal gaan kyk op YouTube, of ons kyk na die nuus, of ons kyk programme vol van aktuele sake, om te sien wat gebeur in die wêreld. En Paulus is ook ingelig van wat gebeur. Hy sit in die tronk, maar glo my, hy word bewaak deur 'n keiserlike Romeinse wagter. En hy het hulle gedisipel en geëvangeliseer, behalwe dat Timoteus hom kom besoek het, Dr. Lukas het hom besoek, en almal kom besoek vir Paulus. So Paulus weet presies wat gebeur buite die tronk. Hy weet wat gaan buite die tronk, selfs in die tyd. Baie besef nie, wie was keiser in die tyd van Paulus? Jokeres het ons dan sê. Nero. Ken julle vir Nero? Het julle al sy geskiedenis gelees van Nero? Ja, dis soos gedink aan die storie wat ek gehoor het van, miskien was hy ook in so 'n skool, 'n juffrou wat begin by 'n spesiale skool, minder gegoede kinders of kinders wat nie verstandelik so op datum is, die klas gee en sy vra vir die klas, wat is 2 plus 2? Janie staan op, hy sê, juffrou, dis 365. Sy sê vir hom, nee, is nie 365 nie. Daar is iemand anderster. Pietie, wat sê jy? Juffrou, die antwoord is blou. 2 plus 2 is blou. Nee, dit is ook verkeerd, ongelukkig. Sannie, wat sê jy? Juffrou, dis 4. Wonderlik, Sannie, sê vir juffrou, hoe het jy by 4 uitgekom? Sy sê, juffrou is eenvoudig, ek het 365 deur blou gedeel en ek het by 4 uitgekom. Nero word op 16 jaar oud, word hy die keiser van hierdie groot Romeinse ryk wat die hele wêreld geheers het. Daai tyd se wêreld deur die Romeine oorheers en hy op 16 word. Sy minnares help hom of beïnvloed hom om sy eie ma, ons praat van Moederdag vandag, om sy eie ma dood te maak. Keiser Nero. Sy raadgewer Seneca, hy dank hom nie net af nie, hy dwing Seneca om selfmoord te pleeg. Ons ken die ander verhale van die mense wat in leeu arenas ingejaag moet word. Ons ken die verhaal. Jy ken die verhaal van keiser Nero wat mense na 'n partytjie nooi in die donker gange na die paleis toe, of sy plek waar hy woon. Eenvoudig, druk net Christene in pik. Druk hulle in pik, steek hulle aan die brand, hang hulle, mense sal hulle wegvind na Rome toe, na die stad. Dis 'n Nero. Heeltemal ontaard, heeltemal mal geword. Ons weet ook dat hy viool gespeel het, sê die geskiedenis, terwyl hy Rome afbrand. Hoekom het hy Rome afgebrand? Hy wil nie meer hier bly. Hy wil daar aan daai kant gaan bly. Kom ons steek Rome aan die brand. En toe sê hy, Christene wat dit gedoen het, weet julle stad afgebrand het, sien? So hy het 'n baie slegte geskiedenis van kranksinnigheid gehad. Hy is kranksinnig. Want op die ou weet ons ook dat dit die senatore is van Rome, wat vir die mense gesê het, opgesteek het, maak Nero dood. En as julle gevang word dat julle hom doodgemaak, niks sal gebeur. Ons sal seker maak as senatore dat niks gebeur met julle as julle. Nero hoor dit, hy vlug met sy dienaars, en ons weet wat het Caesar Nero gedoen. Hy het homself in die lewe gedaan. Dis die verhaal, maar voor dit gebeur, hierdie wat nou met Paulus gebeur, hy is in die tronk in Rome, hy weet, hy moet verskyn voor Nero, hy het geweet, hy moes verskyn voor Nero, maar kyk in Handelinge 25 vers 8, miskien het Paulus 'n ernstige flater gemaak, want ons weet, Paulus word gevang deur die
Jode, hy word vervolg, hulle wil hom doodmaak. Paulus moet nou kies tussen twee maniere wat hy doodgemaak moet word, en hy verkies waarskynlik om deur, hy het geweet waarskynlik kans is goed dat die Jode hom kan doodmaak. Die kranksinnige keiser. Ons kry die verhaal waar hy om beroep op die keiser, as jy kyk, Handelinge 25 vers 6, het hoop, Paulus beroep hom op die keiser, hy word hier deur Festus is 'n gouverneur, word hy verhoor, en Festus snaaks genoeg sê vir Paulus, jy is stapel gek. Maar kyk wat sê Festus, wat vir hom gesê het, maar jy's mal Paulus. Maar 25 sê Paulus, vers 11 sê Paulus, as ek wel oortree het en iets gedoen het wat die dood verdien, probeer ek nie die dood vir my nie. Paulus sê ek is nie bang vir die dood nie, maar as daar niks steek in die dinge waarvan hulle my aankla nie, die Jode nie, kan niemand my aan hulle oorgee nie. Paulus sê eintlik ek is 'n Romeinse burger. Paulus en Silas was Romeinse burgers. Hy sê daarom beroep ek my op die keiser, sê Paulus. En nadat Festus met sy raad samesprekings gevoer het, het hy verklaar, op die keiser het jy jou beroep, na die keiser sal jy gaan. Jy het gevra om na die keiser toe gaan, jy sal na die keiser toe gaan. Hierdie keiser wat nie al sy varkies op die hok het nie. Dis as sê, wat die punt is, die gemoedstemming van Paulus in die tronk. As jy weet, jy gaan deur 'n kranksinnige keiser verhoor word, hulle sê interessant, Jopeer is nie te sê dat die keiser hom onthoof het nie, hulle is nie seker hoe Paulus op die lewe kom, hulle vermoed, geskiedenis sê hy is onthoof deur Paulus. Maar dit vervul hom met vrees en angs, veronderstel om hom te laat rondrol in sy tronksel. Paulus, hy weet, hy gaan voor Nero verskyn. Want hy het hom beroep, hy is 'n Romeinse burger, hy mag tot voor Nero kom. Die verskil is, Paulus is nie bang nie. Filippense 1 vers 20, wat Paulus hier ook sê, is hy met koue sweet en angs vervul. Hy sê dit is immers my innige verwagting en hoop dat ek nie in enige opsig beskaam sal word nie. Inteendeel dat met alle vrymoedigheid Christus ook nou, wat is op Paulus se gedagte? My tronk, my doodstraf. Nee. Dat ek ook nou, soos altyd deur my liggaam deur Christus ook nou deur my liggaam verheerlik sal word. Of dit nou deur my lewe of deur my dood is. Hoekom? Want vir my is om te leef Christus. En die sterwe is 'n wins. As ek bly lewe is dit vir julle. Maar ek is in hierdie stryd gewikkeld. Ek wil gaan om by Jesus te wees, maar terwyl van julle, so Paulus gelieg het en gesê het, nee. So hy gesê, ek is so bang vir die dood, ek kan nie ophou bewe nie. Nee, Paulus sê, is vir my sterwe, is vir my 'n wins. Met hierdie agtergrond dat Paulus hierdie brief begin skryf aan hulle, want hy weet hulle is bang vir hom. Hy weet hulle is so bang, en hulle self weet, want onthou, Filippi was 'n Romeinse, was Little Rome. Dit was klein Rome gewees. En hulle weet wat gaan aan. Hulle sê wat, good news travels fast, but bad news travel even faster. So hulle is bang vir hom. En dan bid hy vir hulle hierdie gebed, van vers 3 tot 11, hierdie modelgebed wat hy leer, wat doen ons in benoudheid bid? Hy sê in vers 3, ek bid met blydskap, elke keer as ek aan julle dink, bid ek dit met blydskap. Nie in swaarmoedigheid, wat gaan van hulle word as ek nie hier is nie? Dit is so swaar om vir julle te bid, julle weet nie wat ek verduur en verdra nie, maar in blydskap. So as ek dink, die dag as ek aan julle dink, dan bid, is ek bly. Ek is gevul met vreugde. Daarom bid ek vir julle. 'n mooi gedeelte in Hebreërs 13 vers 17, wat Paulus ook waarskynlik geskryf het. Hy sê, wees gehoorsaam aan julle ouderlinge en onderdanig, want hulle waak oor julle siele as die wat vir julle rekenskap moet gee. Dit is my altyd interessant as ek gaan kyk na 'n kerk wat 1000 lidmate het. Daardie
lerende ouderling, want hy is nie 'n biskop of hoe bid hy intens vir elke siel wat in sy gemeente sit? Want dit is die voorveronderstelling. Ken hy elke siel wat daar sit? Weet daai persoon dat hy eendag voor God almagtig sal staan en verantwoording gee vir elke siel wat voor hom gesit het en die woord gehoor het, want hy sal verantwoording doen aan die opperherder. Ek verdedig nie klein kerke nie. Baie redelike kerke het 'n paar ouderlinge wat ook. Daar is nie plek in die kerk om te sê, ek weet nie hoe gaan dit met sis so en sis so nie. Ek weet nie dat hierdie nie vandag hier is nie. Ek weet nie wat is fout met hierdie een nie. Daar is nie plek vir dit nie. Paulus sê, as ek aan julle individueel dink ek dit moet blyskap. Hy het waarskynlik aan Lydia die purperverkoopster gedink, hy het aan haar gesin, hy het gedink dat sy gebid het vir hulle, vir die tronkbewaarder van Filippi wat tot redding gekom het, en aan die diakens en ouderlinge, een vir een. En selfs wat ons eintlik doen, veronderstel is om ook aan het doen, Paulus sê ook in Hebreërs 13 vers 3, dink aan hulle wat in die gevangenis is, of julle mede-gevangenis is, en aan hulle wat ly vleeslik, asof julle aan hulle vasgeketting is. Hoor die intensiteit van die gebed. Bid ons, of bid ons in die bondel, Here, seën hierdie gemeente, een en elkeen, en ek noem elkeen sy naam, van Willie af reg deur tot Lydia, noem ek hulle name, maar ek weet nie wat aangaan in dit, ek weet nie, saak met wat aangaan met hulle. Paulus weet, hy bid in intensiteit, asof hy in hulle vasgeketting is. Wat maak Paulus dankbaar met blydskap as hy aan hulle dink? Omdat hy weet hoe hulle danig hulle in die evangelie deel. Hoe deel is hulle van die evangelie? Want dis hoekom Paulus Filippi toe gegaan het met Lukas en Timotheus en Silas. Hy het 'n kerk gaan plant. Lydia was die eerste bekeerling, buite die rivier gesit en bid. Hy lei haar na die Here toe en sy en haar hele gesin word gered. Daar begin die kerk. Van een na die ander ken hy by name en hy bid vir hulle by name. Dis waar ons begin bid, soos Vrydag aand bid. Ja, sien ek sit daar onder bid vir mekaar. Bid vir mekaar. Die seën is hy gebed, segen Here, segensop hier en daar 'n wurmkop. Nee, Here, bid vir Elrie, Here, ja, seën vir haar en Chris en Elrie, vir klein Giselle. Here, seën hierdie een. Dis nie bid vir iemand nie. Die Here ken elkeen by sy naam. Hy ken die sterre in die ganse heelal by hulle naam. Hy weet van elkeen. Hy weet hoeveel gas elke ster wat emissie van doen. Hy ken elke ding in detail en hy wil hê ons moet mekaar in detail ken en vir mekaar in detail bid wat Paulus hier doen. Hy is so bly, hy nie net gehoor nie, hy weet dat hulle saam met hom in die evangelie, hulle is besig om saam met hom vir die evangelie te stry. Vir die evangelie. Ons kom terug aan die evangelie. Evangelie. Dit my sê, en ek moet onthou, wat is die evangelie? Ons het 4 boodskappe gedoen oor die evangelie. Wat is die ware evangelie? Ja, om te weet dat Jesus Christus as tweede persoon in God vlees aangeneem het, tussen ons kom woon het, die Vader aan ons bekend gemaak het, sy lewe vir ons afgelê het, sodat ons geregverdig kan word deur sy bloed. Dis die evangelie, sodat ons vrygespreek word, en ons word nie net vrygespreek nie. Romeine 5, toe ons nog God se vyande was, ons word nie net God se vriende deur Jesus nie, ons word sy kinders en ons word deur, nie net sy kinders nie, ons word mede-erfgename, sê Paulus in Galasië. Ons word mede-erfgename. Kyk wat 'n groot liefde, sê Johannes 3, God aan ons bewys dat ons kinders van God genoem kan word. Nie net vriende nou nie, ons is sy kinders, baie meer deur die evangelie. Terug te keer na hierdie gemeente se liefde wat ons ook moet emuleer en namaak. Ons kyk in Romeine 15 vers 26. Onthou hierdie gemeente was in Macedonië en Filippi was in Macedonië gewees. Paulus skryf aan die Romeine en ek dink hy wou eintlik die Romeine se harte jaloers maak oor hierdie gemeente Filippi, want hy sê Romeine 15:5, maar nou is ek vereers op pad na Jerusalem met julle gawes in diens van al die heiliges. Weer eens die heiliges.
Macedonië en Agaia het dit naamlik goed gedink om 'n bydrae te maak, finansiële bydrae te maak vir die armes onder die heiliges in Jerusalem. Macedonië, ja, Iconium, Filippi, hulle self klein gemeentes, die stad mag ryk wees, hulle is arm, maar steeds gee hulle vir die armes in Jerusalem. Kan jy die besonderse gemeente in Filippi sien? Sien jy hulle na die gedagte? Sien jy hierdie gemeente wat gee? Beyond their means, gee hulle. Wat sê ons, en dan gaan ons volgende keer verder kyk, wat sê ons, wat is die evangelie? Ons het so pas die teorie en die lering van die evangelie opgesom. Hulle het nie net geglo nie. Dit is maklik om die evangelie te glo. Maar dit beteken niks om net die evangelie te glo nie. Ons moet die evangelie leef. Leef die evangelie. En ons sal sien hoe leef hulle die evangelie. Want alles is nie oor teorie. Dis goed, jy ken die evangelie. Ek dink elke persoon wat jy op die straat vra, wat het Jesus vir ons kom doen? Sal sê, ja, die Jesus het my gesterf, my sonde gesterf, ensovoort. Maar leef die persoon die evangelie? Is daar iets in sy lewe wat anders te lyk as die gewone persoon? En dis die hele punt van die Filippense, hulle is nie net bekommerd en besorgd, hulle gee nie net maklik nie. Hulle is intens bewus dat hulle, want Jesus gesê het, Matteus 5 vers 16, wat sê Jesus? Ons het die bergrede ook in detail doen. Stuk vir stuk. Bergrede. Wat sê Jesus as hy sê, julle geregtigheid moet meer wees as die van die fariseërs? Wat sê hy? Die skare wat dit hoor. En vir die disippels, laat julle lig so skyn voor mense. Hoe? Op so 'n manier moet julle lig voor mense skyn, sodat hulle wat kan sien? Julle goeie werke kan sien. En hoekom? Sodat julle goeie werke die Vader in die hemel kan verheerlik. Jesus gee vir ons nuwe lewe. Ons glo die evangelie, ons glo in ons hart, ons bely met ons mond, maar dit eindig nie daar nie. Laat julle lig op so 'n manier voor mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien. Back up what you believe in your mouth by what you do. Filippense het dit gedoen. Dink iemand, Giselle wat ek sê, iemand sê, proof of the pudding is in the eating. Iemand het, dink daarin miskien. Wys my jou, dat jy verander is. Nie vir my met jou mond sê jy is verander. Die mense kyk nie daarna, hulle kyk nie. Daar is ook 'n gesegde wat sê, people don't care how much you know, until they know how much you care. Hoeveel julle lief het. Dra mekaar se laste, Galasiërs 6, vervul so die wet van Christus. Laat julle lig so skyn. Jesus Christus moet onmiskenbaar uitsteek oral oor ons, in ons lewens. Ons moet nie in staat wees om hom weg te steek nie. En onthou die verhaal van die klein dogtertjie wat appels verkoop in die treinstasie in New York, sy struikel en mense stamp al en al die appels lê oor die hele platform en mense trap daarop en hulle haas om by die trein in te kom en kom 'n man en hy was ook haastig geweest maar hy stop en daar gaan die trein. Maar wat hy doen, hy vat een vir een die goeie appels sit hulle weer terug op die bakkie. En droog hy haar trane af. En sy moet nie bekommerd wees nie. En hy haal sy beurs met $100, hy sê hier's vir $100. Sy sê vir hom, Meneer, is jy Jesus? Hy sê, no, I'm not Jesus. Why do you ask? I can see Jesus sticking out all over you. Kan Jesus oral sien, as ek na jou kyk, sien ek Christus. As mense na ons kyk, sien hulle Jesus oral uitsteek. Of moet ons hom iewers diep gaan haal? Nee, hy sien ons moet afgaan om uit te haal, die mense wys. Show how much you love like Jesus loved his enemies. He gave his life for his enemies so that they can not only become friends and family but heirs with Christ.
En ek dink dis die invalshoek van hierdie gebed wat Paulus met blydskap aan julle dink. Elke keer as ek aan julle dink, is dit blydskap aan julle te dink, dat julle deel was aan die evangelie. Dis vir my reg om dis reg om vir my om aan julle so te dink, want ek hou julle binne in my hart. Julle is hier in my hart. Is mense in die hart. Of is dit net ek wat sê, jy op hierdie aanhou die Trinity, I need myself. Of is Christus in ons hart, soos hy in die Filippense. Mag die Here julle verder seën, ons seën soos ons deur die boek van Filippense, gaan jy net nog dinge sien van die kerk in Filippense. Hoe Paulus oor hulle gevoel het, hoekom hy niks slegs het om vir hulle te sien nie. So min teologie, is baie min teologie in die boek Filippense. Daar's nie baie teologie nie, behalwe Filippense 2, wees hulle dieselfde as Christus wat homself ontleed. Daar vorm hulle teologie. Maar Paulus se bedoeling is, julle moet so teenoor mekaar wees, en so is julle ook teenoor mekaar. Mag die Here sy boodskap seën. Dra vrug, laat julle lig so skyn. Mense, julle goeie werk kan sien. Amen. Ons bid saam. Vader, ons dankie vir u woord. Die woord is waarheid en u het gesê die woord sal nooit ledig terugkeer nie, maar sal alles vervul en vermag wat u besluit het. Laat ook Filippense, Here, uitgaan en nie ledig terugkom nie. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Skyn julle lig asseblief die week, né?